Een van die pragtige, wonderbaarlike dinge wat die Heilige Gees vir ons doen, is om ons dunamis te gee. Nou, ek gebruik die Griekse woord hier, wat hoofsaaklik met krag vertaal word, maar ek dink om bietjie op te let na die woord dunamis en die moontlike betekenisse daarvan, verryk net hierdie wonderlike geskenk van die Heilige Gees aan die mens. Dit is deel van die Here Jesus se belofte aan die gelowige in Handelinge 1 vers 8. Hy sê, julle sal krag, dit is dunamis, ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dit gaan 'n gevolg hê volgens die Here. Julle sal, daar sal iets met julle gebeur. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit wat daar aan die mens gegee is, het tot vandag toe nog steeds 'n uitwerking tot aan die uithoeke van die wêreld. Nou die woord dunamis kan op verskillende maniere verstaan word en aangewend word, maar kom ons kyk net vlugtig na so 3 moontlike verwysings. Die een is dat hy 'n mens 'n inherente vermoë gee. Dis nie noodwendig wel eintlik glad nie iets sigbaar nie, maar dit is 'n innerlike krag, 'n vermoë wat jy ontvang om ten spyte van alle uitdagings steeds die regte ding te doen. Dit kan jou ook in die tweede plek in staat stel om wonderwerke te doen, kragtige dade te pleeg. En ek dink dit is dikwels waar ons vashak. Dit is so 'n vreemde gedagte dat ons daardie vermoë kan hê, maar kom ek sê maar weer, dit is deel van dunamis wat aan jou gegee word. En derdens is daar geestelike krag. Hierdie geestelike krag, die werking van die Heilige Gees in 'n mens se lewe, hierdie dunamis krag wat jou oortuig van geestelike waarhede en jou in staat stel om daarvolgens te leef. Nou, die woord dunamis het in die Afrikaanse taal 'n paar interessante afleidings. Die een is dat die woord dinamiet daarvandaan kom. Nou, onmiddellik dink 'n mens aan die groot ontploffings en so aan wat dinamiet veroorsaak en dalk skade, maar wat dit eintlik wil sê, dinamiet het die vermoë om dinge oop te breek of dan te verander en nie noodwendig altyd te vernietig en skade te berokken nie. En dit kan die Heilige Gees doen. Dis in die tweede plek dinamies. Dit is daardie ding wat jou vol energie en jou maak en jou deurlopend in staat stel om te beweeg, om aan die gang te bly, om aktief betrokke te wees. En dan dink ek daar is ook 'n ander woord, die woord dynamo, of soos ons dikwels in Afrikaans sê, die dynamo. Hy is 'n toestel wat energie opwek. En ek glo hierdie is ook 'n eienskap wat ons kan toeskryf aan die Heilige Gees, die vermoë wat ons het om energie te kan opwek. En daarom wil ek afsluit met 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5. Hy sê, Paulus sê, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis as julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Die dunamis van God is dit wat in 'n mens 'n verandering bewerkstellig. Kragtig, wonderbaarlik. Ons het iets om oor dankbaar te wees. Loop mooi.